In vandag se lesie gaan ons nou weer 'n bietjie kyk na rasionale getalle en irrasionale getalle. Nou in vandag se les gaan ons mooi kyk en bepaal watter rasionale getal tussen twee breuke lê, en ons gaan ook kyk na die posisie van irrasionale getalle op die getallelyn. Dan gaan ons verder seker maak van afronding van getalle en die verwantskappe tussen getalle. Nou die eerste ding waarna ons gaan kyk is hoe om te bepaal watter rasionale getal tussen twee breuke lê. Die eerste voorbeeld waarna ons gaan kyk is dat hulle vir ons vra, bepaal die rasionale getal tussen 5/7 en 3/4. Nou die eerste ding wat ons moet doen is ons maak die noemers van die breuke dieselfde. En hoe doen ons nou weer dit? As ons die noemers van twee breuke dieselfde maak, is reg, daarom kry ons die KGV van die noemers. Dit is mos soos ons gewerk het met breuke. Onthou julle as ons breuke optel en aftrek. Kom ons kyk, ons het 5/7 en 3/4. Wat is die KGV tussen 4 en 7? Die KGV van 4 en 7 is 28. So, as ek nou 5/7 na 28ste toe wil vat, wat moet ek nou weer doen? Dis reg, ek moet die noemer gaan maal met 4, maar onthou as ek die noemer maal met 4, moet ek die teller maal met 4. Met ander woorde, ek kry 5/7 is dieselfde as 20/28stes. Nou gaan ons na 'n 3/4 toe. Wat moet ek nou weer maak met hierdie noemer? Ons het 'n 3/4. Ons wil sy noemer na 28 toe verander. So dis reg. Ons gaan hom maal met 7. Onthou as ons die noemer maal met 7, moet ons die teller maal met 7. Met ander woorde, ons kry 7 maal 3 is 21/28stes. Nou goed, as ons nou gaan kyk na hierdie twee antwoorde wat ons het ons nou nog 20/28stes en 21/28stes. So ons kan nou sien, daar kan nou nog nie 'n rasionale getal tussen hulle inpas nie. Nou die volgende ding wat ons nou gaan doen, ons gaan nou die noemer verdubbel. So ons verdubbel die noemer, hoekom doen ons dit? Sodat ons nog steeds met ekwivalente breuke kan werk. En ons gaan dan aanhou om die noemer te verdubbel en te kyk tot waar ons kom wanneer ons 'n rasionale getal tussen die twee breuke kan kry. So, nou kan ons sê, ons verdubbel die noemer, dan moet ons ook die teller verdubbel, né? Want ons kan nie die een verdubbel en nie die ander een nie. So dan verdubbel ons ook die teller. Goed, so ons is nou al by 20/28stes. As ons nou hierdie noemer gaan verdubbel, dan beteken dit ons gaan ons noemer maal met 2, dan moet ons teller ook maal met 2, sodat ons by die ekwivalente breuk kan uitkom, en die ekwivalente breuk is dan 40/56. As ons nou na 21/28stes toe gaan, dan gaan ons nou sy noemer ook verdubbel, wat beteken ons moet die teller verdubbel, en as ons die 21 maal met 2, gaan ons kry 42 en 28 maal met 2 gee vir my 56. Nou kan ons mooi gaan kyk, as ons hierdie 40/56stes het, kan ons nou sien tussen 40/56stes tussen 40/56stes en 42/56stes
is daar 'n breek wat daarin pas? So ek kan sê daarom is die rasionale getal tussen 5/7 en 'n 3/4 gaan dan wat wees? 5/7 en 'n 3/4 is 41/56 en dit is dan my finale antwoord. Die volgende voorbeeldjie sê vir ons, bepaal die rasionale getal tussen 3/5 en 2/3. Nou wat is die eerste ding wat ons nou weer doen, wat baie belangrik is, ons kry die KGV van die noemers. Okay. Wat is die KGV van die noemers? Ons het 3/5 en ons het 2/3. So ek kan sê, my KGV is, dis reg, my KGV is 15. Wat het ons met 3/5 gedoen? Om by 15 uit te kom, ons het gekyk na 3/5, ons het ons noemer gemaal met 3, dan moet ons teller ook maal met 3, so die ekwivalente breek wat ons kry is 9/15. En dieselfde kan ons nou doen met 2/3. Wat moet ons met die 3 doen om by 15 uit te kom? Ons gaan die 3 maal met 5, wat ons met ons noemer doen, moet ons met ons teller doen. So as ek nou het 2 maal 5 is 10 op 15. So ons ekwivalente breuke is nou 9/15 en 10/15. Maar nou kan ons sien, daar pas nie 'n getalletjie tussen 9/15 en 10/15 in nie. Daar is nie 'n rasionale getal tussen hulle nie, want die twee breuke is reg langs mekaar. So die volgende stapie wat ons gaan doen, is ons gaan verdubbel die noemer en die tellers. Goed, met ander woorde, ons het nou 9/15 en ons het 10/15. As ons nou die noemer gaan verdubbel, dan beteken dit ons maal die noemer met 2, maar dan moet ons die teller met 2 vermenigvuldig, en ons kry die ekwivalente breek is 18/30. Nou as ons by die volgende enetjie ons noemer gaan maal met 2 en ons teller maal met 2, dan kry ons die ekwivalente breek is 20/30. Nou kan ons sien, daar pas nou wel 'n breek in tussen 18/30 en 20/30, so hier kan ons die breek 19/30 tussen hulle inpas. So my antwoord sal dus wees die rasionale getal. My antwoord sal dus wees die rasionale getal tussen 3/5 en 2/3 is 19/30. Dit is dan as ons wanneer ons wil bepaal wat 'n rasionale getal tussen twee breuke lê. Die volgende waarna ons nou gaan kyk. Die volgende waarna ons nou gaan kyk is die posisie van die irrasionale getalle op 'n getallelyn. Nou om mooi te dink oor die posisie van irrasionale getalle op die getallelyn, is dit nodig dat jy weer mooi onthou wat is 'n irrasionale getal. Dis reg, 'n irrasionale getal is 'n nie eindigende, nie repeterende desimale breek, en die makliker manier hoe ons dit sommer kan bepaal, is dat 'n irrasionale getal is 'n vierkantswortel van 'n getal wat nie 'n volkome vierkant is nie. So enige ietsie soos die wortel van 12, die wortel van 30. As ons bietjie kyk na voorbeelde,
In die eerste voorbeeldjie vra vir ons, tussen watter twee heelgetalle lê die vierkantswortel van 12? As ons kyk na die vierkantswortel van 12, dan gaan ons kyk na getalle wat weerskante van 12 lê, wat volkome vierkante is. So, as ek gaan kyk, weerskante van 12, kleiner as 12 is 11, 10, 9. So die eerste enetjie wat kleiner is as die vierkantswortel van 12 is 9. 9 is 'n volkome vierkant. As ek gaan kyk groter as 12, dan kan ek ons nou weet 13 is nie 'n volkome vierkant nie, 14 is nie, 15 is nie. Ek kom by 16 en dis reg, 16 is 'n volkome vierkant. Met ander woorde, die vierkantswortel van 9 is 3. Dit is kleiner as die wortel van 12 en die vierkantswortel van 16 is 4. So ek kan daarom sê wortel 12 lê tussen 3 en 4. Ons volgende voorbeeldjie vra vir ons, tussen watter twee heelgetalle lê minus wortel 24? Nou moet ons 'n bietjie versigtig wees, want hierdie minus maak dit nou 'n klein bietjie anders. So, ons gaan nog steeds kyk na die naaste volkome vierkante, weerskante van 24. Nou die naaste volkome vierkante aan 24 kan ek sien is nou 16 en 25. So, as ons gaan kyk na die vierkantswortel van 16, kry ek dit is 4. En die vierkantswortel van 25 is 5. Maar onthou, nou het ons daai minustekentjie voor, wat baie belangrik is. So, minus die vierkantswortel van 16 gee vir my mos nou minus 4 en minus die vierkantswortel van 25 is minus 5. As ek gaan kyk op my getallelyn, dan weet ek minus 5 is kleiner as minus 4. Minus 5 is kleiner as minus 4. Met ander woorde, dit is nou daai negatief waarin ons moet dink, en dan minus die vierkantswortel van 24, gaan dan nou mos tussen minus 5 en minus 4 inpas. So ek kan sê minus 5 is kleiner as minus die vierkantswortel van 24 is kleiner as minus 4. Die laaste stukkie van rasionale getalle en irrasionale getalle waarna ons gaan kyk, is die afronding van getalle. Dit is alles net weer hersiening van werk wat julle reeds in graad 8 en graad 9 gedoen het. Ons gaan dit net weer vaslê. By die afronding van getalle, kyk jy na die getal net regs van die getal wat in die posisie staan waarna toe jy wil afrond. Byvoorbeeld, as ons kyk na 4,31437 en hulle vra vir jou, jy moet dit afrond na 2 desimale getalle toe. Dan gaan kyk ons na die getal net regs van die posisie wat in die posisie staan waarna toe jy wil afrond. So as ons gaan kyk na die getal net regs van hom, jy wil tot die tweede posisie afrond, so jy moet kyk na die derde getalletjie. Wat baie belangrik is, as die getal 5 en meer is, wat in die derde desimaal posisie is, dan tel jy een getalletjie by die getal in die tweede desimaal posisie.
Goed, so kom ons kyk weer na 4,31437. Hulle vra ons moet dit afrond tot 2 desimale plekke. So as ons reeltjie gaan toepas, ons het 4,31437. So waar is ons tweede desimale plekkie? Daar is hy 12. Ons gaan kyk na die getal net regs van hom, met ander woorde die getal in die derde desimale posisie. As ons nou gaan kyk na ons reeltjies, dan sê dit vir ons, as die getal 5 en meer is, gaan ek 1 bytel by die getal in die tweede desimale posisie. En die tweede opsie sê, as die getal kleiner as 5 is, bly jou tweede desimaal onveranderd. Met ander woorde, as ons 4,31437 afrond tot 2 desimale plekke, dan gaan my antwoord bly 4,31. As ons kyk na 1,77777 en hulle vra ons moet afrond tot 3 desimale plekke, wat gaan ons nou doen? Ons moet afrond tot 3 desimale plekke. Waar is ons derde desimale plekkies? 1, 2, daar is ons derde desimale plek. My reeltjie sê ek moet kyk na die getal net regs van hom. Daai getalletjie net regs van hom is 'n 7. 7 is meer as 5. Met ander woorde, as ek 1,77777 wil afrond tot 3 desimale plekke, dan gaan die 7 die derde desimale plek 1 meer maak, so dit word 778. As ons het 594,2 en hulle vra vir ons moet dit afrond tot 2 desimale plekke, onthou dan moet daar 2 desimale plekke na die komma wees. Jy kan nou maar sê, Tannie, maar daar is nou niks verder nie, so wat moet ons nou maak? Wanneer daar nie 'n getalletjie in die tweede desimale plek is nie, dan gaan ons net doodgewoon as ons hom afrond tot 2 desimale plekke omskryf as 594,20. Volgende voorbeeldjie, as ons het 12,07963 en hulle sê vir ons rondom af tot 3 desimale plekke. As ons gaan kyk, ons wil hom afrond tot 3 desimale plekke. Waar is my 3 desimale plekke? Is 1, 2, 3, is die 9. So ons gaan kyk na die getal wat net regs van hom is. Maar as ons nou kyk na die getalletjie wat net regs van hom is, dan beteken dit, hy gaan die 9 1 meer maak. Nou as daai 9 1 meer word, dan beteken dit hy word 10, so hy gaan die oorstoot en die 7 ook 1 meer maak. So dit gaan word 12,080, want onthou hulle vra nou vir ons moet afrond tot 3 desimale plekke, met ander woorde, daar moet 3 desimale na die komma wees. As hulle vir ons vra om 9,998 af te rond tot 1 desimaal, dan beteken dit ons gaan nou weer eens kyk na die getal in die eerste desimale plek en ons kyk na sy maatjie wat in die tweede desimaal reg langs hom sit. As die getal 5 of meer is, moet jy 1 tel by die vorige ene. So as ons nou 1 by die 9 tel, dan word dit 'n 10. Dit beteken hy gaan die vorige een ook 1 meer maak. Met ander woorde, as ons hom afrond, dan gaan ons kry 10,0. En onthou nou maar weer, omdat dit tot 1 desimale plek is, moet daar 1 desimaal na jou komma wees.
Die laaste bietjie waarna ons gaan kyk, is die verbandskappe tussen getalle. In hierdie rasionale en irrasionale lesie. Die tipe vraagie wat hulle vir jou sal gee, is ietsie soos die volgende. Gegee, A is gelyk aan x minus 3 op x minus 5 se vierkantswortel. Nou die tipe vraag wat hulle vir jou sal vra is dan die volgende. Die eerste tipe vraagie wat hulle vra, vir watter waardes van x sal A gelyk wees aan 0? Met ander woorde, as ons gaan kyk na dit wat onder hierdie vierkantswortel staan, dan beteken dit ons moet daar 'n 0 kry. Nou om hierdie te antwoord, gaan ons kyk wat gaan daai 0 maak. As ek gaan kyk na A is gelyk aan en ek sien byvoorbeeld 0 gedeel deur x minus 5 gaan vir my die vierkantswortel van 0 gee wat vir my 'n antwoord gee van 0. Dit beteken ek kan daarom sê as x minus 3 gelyk is aan 0, sal A gelyk wees aan 0. Julle het al in graad 9 geleer om vergelykings op te los. Ek wil my x alleen hê, met ander woorde ek moet my minus 3 oorvat en dan verander sy teken na positief toe, so x is gelyk aan 3. Volgende vraagie vra vir ons vir watter waardes van x sal A ongedefinieerd wees. Nou kom ons kyk net weer wat is A. A is die vierkantswortel van x minus 3 op x minus 5. Nou, wanneer is iets ongedefinieerd? Ons weet ietsie is ongedefinieerd wanneer ons mos deel deur 0. Met ander woorde, as ek hier moet deel deur 0, gaan A ongedefinieerd wees. Dit beteken as A ongedefinieerd moet wees, gaan dit beteken dat x minus 5 gelyk gaan wees aan 0. Nou net soos wat ons al opgelos het, ek wil vir x alleen hê, so ek vat my 5 oor en hy verander dus van teken, dan gaan x gelyk aan 5 my antwoord wees vir die waarde van x wat A ongedefinieerd sal maak. Ons laaste vraagie wat betrekking het op A, is as x 'n natuurlike getal is, wat is die kleinste waarde van x waarvoor A nie reëel sal wees? Nou kom ons kyk, A is x minus 3 op x minus 5. Wat sê my vraag vir my? A moet nie reëel wees. Wanneer is A nie reëel? Wanneer dit wat onder die vierkantswortel staan vir my 'n negatiewe antwoord gaan gee. Die vraagie sê vir my x is 'n natuurlike getal, so ek weet die kleinste natuurlike getal wat x kan wees is 1. So kom ons gaan stel dit in. A is gelyk aan 1 minus 3 op 1 minus 5. Dit gee vir my 'n antwoord van minus 2 op minus 4. En 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus, en ek kry dit is die vierkantswortel van 'n half. Met ander woorde, dit is nie 'n nie reële getal nie, dit is wel 'n irrasionale getal. Kom ons kyk, as x gelyk is aan 2, dan kry ek A is gelyk aan 2 minus 3 op 2 minus 5. En dit gee vir my minus 1 op minus 3, en onthou 'n min gedeel deur 'n min is 'n plus, so dit gee vir my ook 'n derde. 'n Derde is positief, dit maak dit wel 'n reële getal, en dit is nog steeds net 'n irrasionale getal. Want onthou, 'n derde is nie 'n volkomme
vierkant nie. Kom ons kyk as x 3 is, dan kry ek a is 3 minus 3 op 3 minus 5. Dit gee vir my 0 op minus 2. Maar onthou 0 gedeel deur enige iets is 0. Die vierkantswortel van 0 is 0. Dit maak dat a nog steeds 'n reële getal is. In hierdie geval is hy nou ook 'n rasionale getal, want 0 is 'n rasionale getal, ook 'n heelgetal en ook 'n telgetal. Kom ons kyk, as x gelyk is aan 4, dan kry ek 4 minus 3 op 4 minus 5. En dit gee vir my 1 op minus 1. En dit gee nou vir my die vierkantswortel van minus 1. En hierso het ek nou 'n nie-reële getal. So ek kan sê die kleinste waarde van x, waarvoor a nie reëel sal wees, gaan x gelyk aan 4 wees. Ons kan net toets, dat julle kan sien, as x gelyk is aan 5, dan gaan ek kry a is gelyk aan 5 minus 3 op 5 minus 5, en dit gee vir my minus 2 op 0, wat dan maak dat hy ongedefinieerd is. En die volgende enetjie, as x gelyk is aan 6, dan gaan ek kry a is 6 minus 3 op 6 minus 5, en dit gee vir my 3 op 1, wat ook weer die vierkantswortel van 3 is, wat hom reëel maak. Met ander woorde, die kleinste waarde van x, waarvoor a nie reëel sal wees nie, is vir x gelyk aan 4. Ons laaste voorbeeldjie waarna ons gaan kyk, voordat julle huiswerk kan doen, is vir watter waardes van x op x kwadraat sal x gedeel deur x kwadraat minus 9 ongedefinieerd wees. Goed, wanneer onthou ons weer is iets ongedefinieerd? Ongedefinieerd is wanneer ons het x op x kwadraat minus 9 as daai x kwadraat minus 9 gelyk is aan 0, want dit gee vir ons ongedefinieerd. Nou goed, julle het al in graad 9 geleer hoe om dit op te los, so as ons sien x kwadraat minus 9 is met ander woorde gelyk aan 0. Dis verskil van kwadrate, so ek kan hom ontfaktoriseer, ek kan hom ontbind in sy faktore. Verskil van kwadrate sê vir my, dit is 2 terme wat geskei word, 2 volkome kwadrate wat geskei word deur 'n minus. My reeltjie sê vir my 1 hakie plus, 1 hakie minus. Ek het 'n x en 'n x en 9 se vierkantswortel is 3 en 3. Ek kan daarom sê waar x plus 3 gelyk is aan 0, of waar x minus 3 gelyk is aan 0, met ander woorde, as ek nou my x alleen kry, ek vat my plus 3 oor, so x is gelyk aan min 3, of ek vat my min 3 oor en ek kry x is gelyk aan 3. Dit is dan vandag se lesie. Jy kan nou hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi. Ek hoop jy geniet dit.